Weet jy dat Jesus jou lief het? Weet jy dat hy baie van jou hou, sommer net soos jy, want jy's kosbaar en spesiaal vir hom. Weet jy dat Jesus jou vriend is, en weet jy dat hy altyd sal hoor as jy hom vra om jou te by, hoe kosbaar en spesiaal jy vir hom is. Goeiemôre en welkom weer by ons reis deur die boek van Matteus. Nou ons lees vandag hier in Matteus van 'n man met 'n gebreklike hand. Hy is gebrekkig en sonder hoop dat sy situasie kan verander. Maar op 'n Sabbatdag ontmoet hy vir Jesus, die een wat lewe en genesing kan bring. Intussen sien ons dat die Fariseërs en die skrifgeleerdes daar rondom staan en hulle is nie daar om te leer by Jesus of om te aanbid nie, allermins, maar om foutsoekerig iets te vind om hom oor aan te kla of hom te veroordeel. Hulle vra toe vir Jesus, is dit nou geoorloof om op die Sabbat gesond te maak? So asof dit 'n werk is. Nie omdat hulle regtig wou weet nie, maar meer omdat hulle 'n klag teen Jesus wou kry. Dit bring ons by die kern van hierdie teks vandag. Jesus wys dat die Sabbat en God se gebooie nie gegee is om mense vas te bind nie, maar om lewe en vrede te bring. So hier is nou die strikvraag wat die Fariseërs vir Jesus op die Sabbatdag kom vra. Die Fariseërs gebruik 'n man se pyn as 'n wapen teen Jesus. Hierdie is tipies so wreed en so ongenaakbaar soos die wêreld soms kan wees. Hulle het die wet van God so oorlaai met reëls en met menslike oorlewering en verbuigings en tradisies, dat hulle eerder die wêreld, maar meer spesifiek 'n mens se nood sal miskyk, en eerder as dit met begrip en deernis en kompassie iemand te help. Vriende, soms kan ons ook in daai situasie beland. Kan dit ook met ons gebeur? Ons raak so vasgevang in hoe dinge altyd gedoen word of hoe dit moet werk, dat ons die hart van God, wat liefde en begrip en barmhartigheid is, in die proses verloor. Jesus se antwoord aan hierdie wolwe in skaapsklere beklemtoon en onderstreep die waarde van jou en my as mens. Jesus bring hulle terug na die hartklop van sy wese, deernis van sy hart. As een van julle 'n skaap het wat in 'n sloot val op die Sabbat, sal julle dan nie die skaap gaan uithaal nie? Hoeveel meer is 'n mens nie werd as 'n skaap nie, sê Jesus. Hy wys dat die Sabbat nie 'n dag van koue reëls is nie, maar 'n dag van goed doen, van uitreik. God het nooit sy wet gegee om mense te onderdruk en na te kom, maar om hulle te beskerm en om hulle te seën met sy weë. Ons leef in 'n wêreld waar mense dikwels die gevoel kry dat hulle so min werd is as gevolg van die wêreld se persepsies, as gevolg van hulle foute of hulle siekte of hulle benarde omstandighede. Maar hier hoor ons die hartklop van Jesus. Hoeveel meer is ek en jy nie werd as mens vir hom?
Daarom wil ek saam met Jesus vandag vir jou kom sê, uit hierdie teks uit, jy is kosbaar vir die Here. Bind hierdie gedagte vandag aan jou hart vas. Sefanja 3 vers 17 sê, die Here is vol vreugde oor jou. Hy dans rond van vreugde oor jou. Maar meer, en miskien is dit die kruks, hy is stil tevrede in sy kosbare liefde vir jou en vir my. Jesus gee aan die man met die gebrek 'n bevel wat so klink. Toe draai Jesus na die man en sê, steek jou hand uit. Hy vra die man om te doen wat hy eintlik nie kan doen nie, wat hy moeilik vind om te doen. Hy vra hom om in sy swakheid, in sy onmoontlikheidspersepsies in geloof, 'n kinderlike geloof, na hom toe uit te reik, om die eerste tree van geloof te gee, teen alle kennis en feite heen, teen alles wat hy sy lewe lank mee moes saamleef, en sy gebrek ook. En waarskynlik het hy telke male die teleurstelling beleef van mense wat vir hom gebid het, en daar dan geen genesing plaasgevind het, kom het. Teen dit alles, moet hy al sy geloof bymekaar maak, en sy hand in geloof uitstrek na Jesus. Jy sien, dis toe die man in geloof gehoorsaam na Jesus luister, en iets doen, in aksie oorgaan. Jy sien, geloof sonder aksie is mors dood, sê Jakobus in die 2de hoofstuk, wanneer hy praat oor geloof. Toe die man sy hand uitsteek, daardie oomblik, het daar iets gebeur. Dis toe wat die wonderwerk uiteindelik gebeur. En daar word sy hand genees, volkome en perfek soos die ander ene. Dis die boodskap vir jou en vir my vandag. Jesus vra vir jou dat jy jou hand in geloof sal uitsteek. In jou gebrokenheid, al is jy moedeloos, al het jy al soveel keer probeer, steek jou hand vandag uit. Jou gebreklike hand, jou siekte, jou omstandigheid en jou nood. Steek dit uit na hom toe en vertrou hom soos 'n kind. Jy kan jou omstandigheid en jou gebrokenheid na hom toe bring. Hy vra dat jy hom sal vertrou, al voel dit vir jou onmoontlik. Hy is die een wat herstel en genesing kan bring. Nou hierdie verhaal wat ons vandag gelees het in Matteus, wys vir ons dat Jesus gekom het om die wet tot uiting te bring en sy dieper betekenis vir ons te openbaar. Nie om dit te kanselleer nie, maar om dit terug te bring na sy ware doel, na liefde toe. Liefde vir God, liefde vir mense, wat met 'n daad gedemonstreer word. Vir God is daar nooit 'n verkeerde dag om goed te doen. Daar is nooit 'n verkeerde tyd om iemand se seer aan te raak. Ons as sy kinders word geroep om ook so te leef, soos wat Jesus leef. Waar ons 'n kans kry om goed te doen, moet ons dit doen. Nie wag vir 'n beter tyd, vir 'n meer geskikte geleentheid. Nee, sommer net daar. Die geleentheid gebruik om 'n verskil te maak in liefde, begrip en in deernis. Die toepassing vir jou en vir my, vir ons lewens vandag is, moenie soos die fariseërs wees nie, wat mense seermaak met reëls en kritiek, maar wees soos Jesus, vol liefde, begrip, vol barmhartigheid. Onthou jou waarde vandag, is baie belangrik om dit te verstaan. Jy is vir God baie meer werd as 'n skaap, 'n ding of 'n reël. Jy is kosbaar in sy oë. Mag hierdie boodskap vandag jou hart aanraak en mag dit jou inspireer. En mag ons vandag hieruit leer om daar buite in die wêreld anders te wees as die wêreld en 'n verskil te maak.
Ek wil afsluit met hierdie kosbare liedjie wat nog na al die jare vir my so 'n kosbare plek in my hart het. Weet jy dat Jesus jou liefhet? Weet jy dat hy altyd van jou hou, sommer net soos jy is, want jy's kosbaar en spesiaal vir hom. Weet jy dat Jesus jou vriend is? Weet jy dat hy altyd sal hoor as jy hom vra om jou te wys, want jy's kosbaar en spesiaal vir hom. Weet jy dat Jesus jou liefhet? Weet jy dat hy altyd